Sê julle baie welkom by The Go-To Guys Spiritual Talk episode 16. Nee, langs my is Benny Jonker, ek is PD Conradie en ons gaan 'n bietjie gesels oor die kitskultuur wat ons geestelike lewe in 'n baie gemaksone begin plaas het. Nou ons gaan so 'n bietjie uitpak oor dit en hoekom ons nou spesifiek hierdie tema bietjie uitpak en hoekom dit van toepassing is eintlik van jong mense, middeljariges, ou mense, eintlik ons almal. En ons gaan begin van 'n kant af Benny en ek wil amper begin met jy het die idee vir my gegee is dat ons lewe in 'n kitskultuur in die sin dat jy so gemaklik van net goedjies kan kry maklik. Ek speel eintlik nou lekker met die woord maklik heeltyd, maar vat byvoorbeeld nou 'n takeaway plek. Hoeveel is daar in Potch? Jy kan gaan takeaway kry, dis op die meeste 10 minute wat jy gaan vat, dan jy jou kos. Jy kan selfs by een van die plekke nou 'n takeaway koffie in die sin van 'n drive-through wat jy ry en jy kry jou koffie, jy weet, as jy nie in die ry wil staan om 'n vinnige takeaway koffie te kry. Soos nou nog vinniger. Nou is dit in 3-4 minute dan jy 'n koffie en dan ry jy net verder. Jy kan selfs kos laat aflewer by jou huis. Jy kan water laat aflewer by jou huis. Alles het net gemaklik begin raak. En dis nie dat dit sleg is nie, maar die effek daarvan dat op ons algehele dag lewe het so begin raak dat ons het dit deurgetrek na ons geestelike lewe toe. Ons het dit deurgetrek na ons bywoning by die kerk, want dit is gemakliker by die huis om aanlyn te kyk. Dit is makliker om 'n kerk te kies wat jy weet die diens is nie langer as 'n uur nie, man. Ek wil nie langer as 'n uur by die kerk wees nie. En al daai aspekte het so deel begin raak in ons bykomste by die kerk, ons bywoning, die manier ons oplet in die kerk en uiteindelik ook ons geestelike groei. Nou, Benny, as ek kan oorgee vir jou, hoe dink jy het die samelewing waarin ons vandag is, die manier, die norm eintlik van die lewe, ons geestelike lewe begin beïnvloed? Nou Pierre, baie dankie. Ja, ek dink dit is 'n interessante onderwerp. Ek meen jy het begin deur te sê dat ons leef in 'n wêreld waar ons gewoond is aan 'n kitskultuur. Nou net om dit 'n bietjie te definieer is dat omdat ons in 'n vinnige wêreld leef, soek ons alles vinnig. Daar's net nie tyd nie. Ek meen tyd is in wese ons vyand. Ons het net nie tyd vir dit wat ons normaalweg wil doen nie. En dis die grootste probleem. Ja. En ek dink een van die interessante dinge, so 'n paar jaar terug toe COVID, jy weet, aan die lig gekom het en die wêreld is skielik tot stilstand gekom, was dit bietjie ongemaklik in die begin gewees want ons is gewoond, jy weet, ons is deel van die Engels praat van die rat race. Yes. Jy weet, ons is hardloop van punt A na punt Z. Daar's 'n stelsel, daar's 'n roetine, jy weet presies wat jy moet doen, waar jy moet wees, wanneer jy daai moet gaan klaar kry. Jy's gejaag heeltyd. Ja. En dit is asof niks net vinnig genoeg kon gebeur nie. En skielik stop alles. En ons begin stadig maar seker sien dat die oomblik as alles stop en alles word rustig en alles word kalm, hoe verbeter dinge? Jy weet, verhoudings verbeter, die omgewing rondom ons verbeter. Een van die interessante dinge wat ek gesien het daai tyd was hoe die wêreld rondom ons, die natuurlewe begin anders reageer het. Jy weet, skielik waar mense in hulle huise moes bly, die diere al hoe meer nader begin beweeg na stede toe. Ja. Jy weet, hulle het allerlei vreemde visse gesien wat hulle nooit gesien het in die oseaan nie. So dinge was anders geweest. Een van die goed, ekskuus, van die rede wat ek onthou dit tot vandag toe is in die nuus veral was Indië baie prominent, veral in die laaste paar maande van COVID tydperk, is dat hulle kon sien dat die lig, hulle kon actually die sterre begin sien het in die lig, waar dit voorheen glad nie sigbaar was as gevolg van die ligbesoedeling. Ja, ek meen in daai wêreld is een van die mees vuilste, jy weet, ligareas waar jy jouself kan bevind. Ek meen daar's plekke waar hulle permanent maskers loop. Ek meen China, daar's in die oosterse wêreld. Ja. So dis die probleem, verstaan jy? Ons is so vasgevang in hierdie vinnige stelsel en hoe vinniger ons leef, hoe vinniger moet goed gebeur. So met ander woorde, en dis waar ons die idee kry van ons leef in 'n kitswêreld. Alles moet net vinnig gebeur. En ons het dit gedoen. Ek meen ons moet eet elke dag. En een van die goed wat ons gedoen het omrede ons vir onsself moet sorg en ons moet kyk na jou gesondheid is, hoe vinnig kan jy dit doen? En dis waar die kitskos idee vandaan gekom het. Jy net gesê, as jy koffie wil hê, jy ry gou, jy sê 'n takeaway shop hier om die hoek, jy draai through, jy stop, jy kry jy koffie en dan gaan jy. As jy vanmiddag wil eet, daar's net die tyd hier. Die kinders moet alweer 6 uur ergens wees. Jy het 7 uur alweer 'n vergadering aanlyn. So jy moet 'n vinnige manier vind om aan te pas by die stelsel. Ja. En ongelukkig vir ons as gelowiges het ons daardie selfde stelsel begin dupliseer. En ons wil ons verhouding met die Here, ons wil dit forceer op daardie selfde beginsel, deurdat alles moet so vinnig gebeur. Jy weet, ons weet dat die oplossing
vir 'n rustiger lewe. Ons weet dat die oplossing vir die voorsiening in hierdie wêreld is om daai bewustheid te kweek in ons verhouding met die Here, om 'n goeie, gesonde geestelike verhouding te hê. Ja. Maar die probleem is ons wil nie wag nie. Nee, ons kan nie. Ons kan nie wag nie. Ek wil eintlik voor ons te diep ingaan, eintlik kom ons trek dit terug na ons eie gesinslewe en by die huis dalk. Ek meen ek het nou nie 'n gesin nie, maar vat byvoorbeeld as jy daai beginsel van die kitskultuur, die gejaagdheid van die lewe nou wil toepas op jou eie gesin. Jy soos jy genoem het, jy kom by die huis, daar's huiswerk gedoen moet word, jy het miskien 'n aanlyn vergadering, jy het 'n ander plek waartoe jy moet gaan. Jy weet, nou probeer jy 1-tot-1 tyd op met jou familie, jou vrou of jou kinders spandeer, maar hulle is gejaag en gedruk en hulle moet taak en toetse klaar kry. Ja, hoeveel van ons is nie skuldig daarin nie? Ja. Ons skeep die belangrike goed af. Jy Ja. sê dit nou. Ons skeep 'n verhouding met jou gesin af. Jy weet, dis net hallo, hoe gaan dit? Ag, ek's lief vir jou. Jy weet, pa's besig, ma's besig. Jy weet, of dis, jy weet, ons sal 'n bietjie tyd maak. Die naweek, ek beloof, ons sal dan, jy weet, daardie dag, daardie tyd. Ons beplan alles vooruit, maar ons kom nooit by dit uit nie. En die ergste van dit alles, jy word groot so, jy dink okay, dit is maar net die norm van die lewe. Nou word ek ook, so ek het groot geword so byvoorbeeld nou, en nou weet ek ook, okay, as ek 'n gesin het eendag, dit is maar nie norm, dis normaal, jy weet, maar eintlik is dit nie normaal nie. Eintlik het ons daai 1-tot-1 tyd met ons geliefde of ons kinders eintlik weggegooi en ons verloor die effek wat dit het op 'n mens. Want jy ek vat byvoorbeeld jou verhouding met God. Ek weet as jy daai 1-tot-1 tyd spandeer, dit het 'n drastiese effek op jou lewe vorentoe. Maar vat dit weg, onmiddellik, jy voel dit nie dadelik nie, maar in die langtermyn begin jy voel, maar God is al hoe verder en verder vir jou weg. Ja. Terwyl jy so praat, dan dink ek, kyk net byvoorbeeld aan die beginsel van gebed. Kom ons kom terug by ons geestelike verhouding met die Here. Ja. Gebed is nie iets wat jy kan afjaag nie. Glad nie. Gebed is iets wat jy jouself moet afsonder. Jy moet rustig wees. Dis amper soos die proses van meditasie. Jy kan nie meditasie, jy weet, soos die Engels sal sê, rush nie. Jy kan dit nie deurjaag nie. Daar's nie 'n meditation drive-through wat jy Dit bestaan nie. ek het die Verstaan boksie nie? So getik met nie, ander ja. woorde, in jou geestelike lewe moet jy alles 10 stappe stadiger maak. Ja. En dis die frustrasie, want as jy in jou geestelike lewe die wêreld moet soveel stadiger maak, en skielik moet jy weer in die regte wêreld inbeweeg, en nou beweeg alles weer teen daai verskriklike pas. Dis wat dit so moeilik maak. So ernstig moet ons 'n kompromie aangaan, en dis die probleem. Nou probeer ons daai geestelike idees, daai gejaagdheid van wie ons is, jy het dit net al gesê, nou gaan ons kerk toe Sondag. Jy weet, die dominee of die pastoor moet net 'n lang preekie. Jy weet, 17 minute, nou begin jy wonder, so lank wil hierdie ou nou nog praat. Jy weet, en jy weet, jy het goed om te doen, en verstaan jy, so met ander woorde, dis die probleem. Of Sondag alleen. Jy het net 2 ure 'n week wat jy fisies in die kerk gaan spandeer. En ek weet daar's mense wat weens ander redes dalk nie gaan nie, maar vir die wat gaan. Jy weet, daai 2 ure vir die week, 7 dae 'n week, 2 ure. Dis net te veel. Verstaan jy? So met ander woorde, in die probleem is, want dit kom terug by die gejaagdheid van die lewe, dat ons mis dit wat belangrik is, want daar is nie 'n kitsoplossing vir alles nie. Daar is nie. Ja. Ja, ek vat byvoorbeeld 'n verhouding. 'n Verhouding, daar is nie 'n kitsoplossing, daar's nie 'n vinnige middel wat jy kan gebruik en sê, okay, kom ons herstand vinnig in die verhouding nie, nou binne 'n dag of binne 'n halfuur. Dit vat effort, dit vat opoffering eintlik van jou om dit te kan doen. Ons het nou gesê dit vat opoffering om net in gebed te kan gaan, want jy moet eers kan stil raak. Jy moet eers jou asemhaling onder beheer kan kry. Jy moet eers jou gedagtes kan stil maak en dan kan jy eers begin met gebed. Ja. Maar die oomblik wat jy nou voel, okay, ek het nog nie gebid vandag nie. Okay, kan ons gou aangaan. Ja, dis so 'n afgejaagde proses. Ja. Jy sê nou doen ons, nou kom ons vanaand by die huis. Nou weet jy moet tyd spandeer aan jou verhouding met die Here. Die meeste van ons wat 'n gejaagde lewe lei. Nou kom jy vanaand by die huis, nou weet jy, nou gaan sit jy eendag die Bybel, eerste 4 sinne. Dan gaan jou kop, verstaan? Jy's moeg. Dis die vinnigste manier om in die slaap te raak, want jou liggaam is net van, jy weet, ek is oor hierdie vir die dag. Ja. En dis die probleem, wanneer jy by die stadiger dinge kom en jou liggaam reageer op die stadiger proses, dan kom jy agter eintlik hoe moeg jy is en hoe uitgeput jy is en dat jy nie kan byhou by hierdie standaard nie. En dan mis jy dit, want dan lees jy nie verder nie. Jy wou nog gebid het of jy bid en in die helfte van jou gebed, selfde storie. Daar gaan die oë, jy stoel en jy slaap. En môreoggend word jy wakker en amen. Verstaan jy? Jy kom nooit by die volledige proses uit nie. En ons doen eintlik soveel skade aan onsself. Ons mis die punt. En môre gaan ons uit en dan voel jy maar, ek voel nie so goed nie. Jy weet, niks werk vir my uit nie. Ek het hierdie so goed beplan, maar dit voel asof ek ergens iets gemis het. Hoekom? Want ons het die proses om die lewe stadiger te maak,
om werklik waar tyd te spandeer met die Here, daar waar ons bron van voorsiening kry. Ons het dit geskiep. Want ernstig moet ons by die kids kos resep inpas en die enigste manier hoe ons dit kan doen, ons moet goed beginne bypass of ons moet oor dit begin beweeg. Ja. En dis, jy verstaan, dis die hartseer realiteit. Een ding wat nog ons altyd ironies is vir my is, en ek het al soveel keer gesien, is dat mense wat selfs in die kerk werk, ek meen dit is, jy's by die kerk, jy werk vir die kerk, jy werk vir God, jy doen programme en beplanning en alles vir Sondag, vir weeklikse aktiwiteite en alles, en selfs daai mense raak uitgebrand, Ja. want dit is weer eens, dit is 'n stelsel wat toegepas is in die huis van die Here, om die een ding na die ander klaar te probeer kry. Ja, daar's twee woorde wat nie saamgaan nie, kerk en uitbrand. 100%. Dit maak nie sin nie. Maak nie sin nie. Daar's geen manier hoe jy, wanneer jy 'n verhouding met God is, 'n punt kan bereik waar God jou gebruik waar jy sê, Here, ek kan nie meer nie, ek's uitgebrand. Die Here weet mos nou presies wat die beste vir jou is. Ja, Die ons Here het 'n weet. spreekwoord in die kerk. Ekskuus dat ek jou Ja. so inval. Ons het 'n spreekwoord in Antwerp wat sê dat ons is besig met die dinge van die Here Ja. en nie met die Here van die dinge nie. 100%. Jy verstaan, so dis die probleem, soos wat jy sê. Hoe is dit moontlik dat ons as gelowiges uitbranding kan ervaar? Ons is dan veronderstel om die antwoord te hê. Ons is dan veronderstel om die oplossing te gee. Ons verkondig iets, ons vertoon iets. Ons is die spieelbeeld van iets beters. Maar tog lyk dit asof ons net deel is van die stelsel. Verstaan nie? Dis wat dit so moeilik maak is. En dis waar ons sukkel om verandering toe te pas en om ons geestelike verhouding meer te groei, is want ons kan nie uit die stelsel uit beweeg nie. En dis die probleem. As jy in die stelsel wil wees, moet jy soos die stelsel funksioneer. Ja. En die oomblik wanneer jy iets probeer doen om die stelsel te verander, dan kom jy agter dis amper nie moontlik nie. In die wêreld kry jy, maar by God se koninkryk moet jy soek. Ek kyk byvoorbeeld na die natuur. Die natuur is amper die grootste voorbeeld van stop net en neem in. As jy byvoorbeeld vat enige persoon wat buite stap, veral wanneer dit warm dag is, ek het nou buite gaan staan, voel ek dis warm. Onmiddellik dink my kop, okay, hopelik kan ek binnekort instap, laat ek onder die dak kan kom, waar dit koel is, onder 'n waier, miskien 'n aircon. Dan dink ek, okay, wat dink 'n kudu wat in die middel van die veld staan as dit 40 grade Celsius is? Ja. Hy moet 'n koelte gaan soek. Hy moet skeiding gaan soek, anders gaan dit nie kry nie. Maar die gelowiges se denkwyse so begin raak dat ek wil nie gaan soek vir iets nie. Ek soek nou 'n antwoord. Ek voel nou so, ek soek nou 'n oplossing. Okay, hierdie is 'n goeie boodskap. Ek voel nou goed oor myself, nou kan ek weer uitgaan. Môre oormôre voel ek weer dieselfde. Jy weet, en dit is die probleem, is dat ons het nie meer daai behoefte om te soek nie. Ons het nie meer die behoefte om God te soek in elke aspek van ons lewens nie. So ek ervaar 'n probleem, maar ek is nie bereid om die tyd in te sit om die antwoord te soek vir dit nie. Ek gaan vinnig 'n gebed gaan afskiet en dan soek ek nou eintlik maar die genesing. Ek soek die oplossing. Ons het al 'n paar keer verwys na een van die grootste probleme wat ons sien by gelowiges, is dat mense sukkel om te verstaan en om te hoor wat is die stem van die Here. Ja, dit is Verstaan nie? Ja. Kyk na iets wat geskryf is in die boek van Psalms. Die boek van Psalms sê: "Wees stil en weet dat ek God is." Ja. Wat beteken dit in wese as jy vir iemand sê: "Wees stil en weet dat ek God is"? Jy probeer 'n proses verduidelik van dat jy stop waarmee jy besig is. Raak vir my rustig. Stop jou denke wêreld, stop jou oordinkery, stop dit wat jy beplan vir die toekoms en sit net en Wees stil. wees stil en Ja. mediteer oor die feit dat ek God is. Nou wat sê die definisie dat ek God is? Hy is. Hy is. Ek is in beheer. Hmm. Ek is jou voorsiener. Ek is jou beskermer. Ja. Sien jy hoe verander dit? Die oomblik as jy stop by, maar wat is God? Wie is God? Dan kom jy agter, maar alles waarna jy jaag is daar. Daar's geen tekort nie. Daar's geen behoefte nie en jy vind dit met die beginsel van wees stil. Jy sê dit nou, onmiddellik het ek hierdie behoefte in my nou gekry om te sê, weet jy wat, nog niemand het al ooit vir my gesê, Pierre, hier's 'n tip vir jou as dit kom by gebed. Vat byvoorbeeld 2 keer 'n week en sit en mediteer en al wat jy doen is fokus op wat God is. En jy het nou gesê, ek is God, jy weet, ek is die geneesheer, ek is koning, ek is in beheer, ek het jou geskape. Jy weet, you name it, nê? God is. En ek dink vir myself, as ek dit gedoen het van, kom ons sê 10er jare af, 2 keer 'n week, al is dit net 1 keer 'n week, nê, sou ek dink ons het bitter min goed gewees wat my kon onkrap. Want ek het hierdie gewoonte gekweek in my lewe om te sê, wanneer ek begin twyfel oor iets, kan ek net stil raak en sê, maar God is. Ja. En dit
Ek meen ek het nou al klaar vir my mental note gemaak om dit te begin doen. Want dis net 'n ander manier van gebed. Dis 'n ander manier om te mediteer ten spyte van. Ja. En ek dink dit sal vir my vorentoe van nou af definitief iets wees wat ek wil doen. Buiten al die ander goedjies wat ek klaar doen, sal dit iets wees wat ek definitief wil fokus. Jy sien, as ons die definisie van geloof 'n werklikheid wil maak, want geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie kan sien nie. Okay, so met ander woorde, dit sê vir ons dat deur geloof kan ons iets manifesteer. Ja. So manifestasie om iets 'n werklikheid te maak is die proses van meditasie. En die proses van meditasie is die proses van gedagtes stop en jou emosies onder beheer kry. Yes. So jy het 'n drievoudige proses: manifestasie, meditasie, stop, dink en kry jou emosies onder beheer. Ja. So as ons dit nie kan doen nie, gaan dit wat vir ons beloof word in die woord nie 'n werklikheid word nie. Daar gaan geen manifestering wees van die beloftes van God nie, want jy kan nie stap 1, stap 2, jy weet stap 2 skiep om by stap 3 uit te kom nie. Dis die probleem. Daar is nie 'n kitskos resep vir dit nie. En as ons dit verstaan en ons vind die werklikheid van wie ons is en ons vind God se voorsiening in die rustigheid van wie ons is, in die stilte wanneer ons alleen is en tyd met God spandeer, dan sal die wêreld soveel anders wees. Kan jy dink hoeveel anders sal ons verhoudings met mense wees as ons rustiger is? Ons gaan baie vriendeliker wees. Jy gaan by 'n plek instap, jy gaan tyd hê om mense te groet. Jy gaan tyd hê om mense raak te sien. Jy gaan soveel vriendeliker wees wanneer jy jou transaksies doen. Maar op hierdie oomblik voel dit asof ons dit nie kan doen nie. Hoekom? Want die wêreld is net te gejaag. Jy kan ook nie die egtheid van God namaak met iets goedkoop nie. Nee. Jy kan nie God goedkoop maak nie, want God is. Enige takeaway plek, dis 'n namaaksel van 'n produk wat jy eintlik ken om dit vinniger te maak, maar jy weet uiteindelik ook dit is ook nie die gesondste weergawe van daai produk nie. Net so kan jy nie God probeer namaak in jou geestelike lewe met die verwagting dat jy op dieselfde standaard en kwaliteit lewe gaan hê as die ou wat die tyd en effort insit om God te soek en alles wat hy doen in sy lewe nie. Jy kan die twee nie vergelyk nie. Want as jy kon, is God nie wie God sê hy is nie. Want jy kan nie God namaak nie. Ja, want daar's amper hierdie voorwaardes wat ons vind in die Nuwe Testament. Jesus sê twee baie besonder. Hy sê die wat soek sal vind en vir die wat klop sal oopgemaak word. Ja. Okay. So die beginsel werk so. Een ding wat ek wonder of dit half met van toepassing sou wees, maar Jesus sê ook bereken eers die koste vir my volg. Ja, ek meen ons gebruik die definisie, ons het menigte keer oor dit gebruik, definisie van die koninkryk. Soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid en dan sal al hierdie goed bygesien, maar daar's 'n voorwaarde, verstaan nie? En dis nie 'n kwessie van dat jy iets moet doen om die voorsiening te ontvang nie. Dis 'n beginsel, dit werk so. Vroeger jare toe ons 'n kind was, en dis iets wat ek in die week gehoor het wat vir my baie goed was, is dat daar's iets, ons het hierdie ou klein bokstelevisies gehad. En nou hierdie bokstelevisie het hier met 'n antenna gewerk. Ja. So die sein was beskikbaar. Daar was televisie gewees. Wat jy nodig gehad het, jy daai klein boksie nodig gehad en dan jy daai antenna. En dan staan pa op die dak, hy het hom en dan draai hom en hy het hom en dan sê staan stil, dan begin die beeld. So dis die beginsel daai. So die frekwensie vir voorsiening is daar. Maar is ons ingestel op die frekwensie? Ja. Verstaan jy? Dis daai selfde beginsel. 100%. As jy die antenna net reg gedraai, dan tel jy daai frekwensie op. Nou dis hoe die geestelike wêreld werk. Die geestelike, as ons ingestel is op die voorsiening van God. Hoe doen ons dit? Wat is die frekwensie? Die frekwensie is stop. Ja. Jy kan dit nie vir die wêreld sê nie. Dis eintlik 'n vloekwoord vir die wêreld. Stop, want niemand sal sê oor dit maak nie sin nie. Ja. Sluit jou besigheid en spandeer 'n dag saam meer is. Nee. Dit gaan nie werk nie. Stop. Verstaan jy? Dis die frekwensie. Die frekwensie is stop, wees stil en weet. Daar's jou frekwensie. Verstaan jy? So as ons kan instel op daardie frekwensie, sal die ontvang soveel groter wees. Soveel beter. Die manifestering sal soveel meer 'n werklikheid wees. Ja. En dis wat ons mis, want die wêreld, dis die probleem, en dis wat ons sê. Daar is nie 'n kitskos resep met jou verhouding as jy 'n gelowige is tussen jou en die Here nie. Nou is nie. Dis vir my so besonder, want dit wys net weer eens die egtheid van ons as gelowiges se geloof, die egtheid van God se koninkryk. Dat dit so eenvoudig is tot 'n frekwensie wat ons eintlik mis, in die sin van ons probeer al die ander metodes God in ons lewens in ek wil amper sê jaag, maar uiteindelik al wat God eintlik soek is vir jou om stil te wees, en te weet hy is God. Vir jou om alles anders as minder belangrik te kan beskou en sê God, jy is my heel eerste prioriteit bo die gejaagdheid van die wêreld.
boor die gejaagde vir programme, deadlines, projekte wat uitgevoer moet word. God, jy bly nog steeds my eerste prioriteit. As ek net 6 ure 'n dag het om my werk te doen, sal ek die eerste halfuur spandeer nog steeds om U te loof en te prys. Al het ek nie die tyd nie, want ek weet wanneer ek God eer in daai halfuur byvoorbeeld nou, voordat ek begin met enigiets anders, weet ek God gaan my seën die res van die tyd, want God het tyd gemaak. Tyd is nie bo God nie. Nee, dis waar, ek meen ons sien die beginsels ook byvoorbeeld in die 10 gebooie. Een van die 10 gebooie sê, heilig die Sabbat. Okay, dis 'n beginsel. Dis nie 'n godsdienstige vereiste nie, dis 'n beginsel wat die woord van ons lê. Hoekom moet ons die Sabbat hou? Hoekom moet ons 'n rusdag eenkant sit en ons moet rus? Waarom? Ek sou sê is 'n skepende beginsel. Ek meen God Presies, verstaan nie? Ja. Want rus doen iets besonders vir jou. Dis in die stilte wat ons weet wie ons is en in die stilte wat ons weet wie hy is. Yes. Verstaan jy? In die gejaagdheid van die wêreld kan ons dit nie sien nie. Ons kan nie. Ek bly byvoorbeeld hier buite op die dorp en ons sit nou die aand, sit ons 'n gesels en ons lekker gesprekke buite en skielik bly almal net stil. En terwyl almal so stil is, hoor ek skielik geluide in die nag wat ek nog nooit voorheen gehoor het. Wow. Nee? En ek besef iets baie besonders, dat wanneer ons stil is, dan kan ons iets hoor wat ons nooit voorheen gehoor het nie. En dit was my baie uniek geweest, want hierdie sluit my so mooi by dit aan, dat wanneer ons die stilte vind, dan kan ons die stem van God hoor. En dan kan ons minder vra, maar hoe klink die stem van God? Want nou gee ons geleentheid dat die stem van die Here gehoor kan word. Ja. En dis partykeer wat ons mis. Verstaan nie? Dis nie unieke persone en sekere mense wat uitgesonder is om die stem van die Here te hoor nie. Definitief nie, Dis nee. wat ons doen. Dis ons ingesteldheid. Ons kyk na die gedeelte 2 Korintiërs 4. Paulus gebruik woord. Hy sê al vergaan die uiterlike mens elke dag. So wat is ons vereis? Ons probeer die uiterlike hou, ons probeer hom goed hou, ons probeer hom sterk hou. Ja, ons probeer hom plak en pleister Ja. waar ons kan, ja. En dan sê hy, hier is die prioriteit, maar die innerlike mens word dag vir dag vernuwe. So hier is die groot vraag, vernuwe jy dag na dag jou innerlike mens? Want dis die probleem, as die uiterlike wêreld jou uiterlike mens beïnvloed, die gejaagdheid van die wêreld, jou vrees, jou angs, jou bekommernisse en dit kom van buite af, dan gaan jou innerlike mens sieklik wees. Dis amper asof Paulus 2 verskillende identiteite koppel aan. Hy sê die innerlike mens is wat ons eintlik moet nastreef en uitlewe. En hy sê eintlik weer eens dan, maar die uiterlike mens vergaan dag tot dag. En so die uiterlike mens is dit jou identiteit is, die een wat gefokus is op wat aangaan in die wêreld om hom, die een wat gefokus is op wie wat gaan sê van my, waaraan ek my identiteit aan koppel, wat net kom en gaan elke dag. Ek weet daai persoon gaan vergaan. Hy het nie stilte nie, hy het nie rus nie, hy het nie vrede nie, maar die innerlike mens het vrede. Yes, en die persepsie is dit gaan oor dat die uiterlike mens éventueel sterf. Nee, wat hy probeer sê is die uiterlike wêreld, die uiterlike invloed is skadelik vir jou, 100%. want dan is jou tweedimensionele menswees buite dit wat God beplan het vir die mens. Die mens was gemaak gewees dat die mens van binne af Na buite. buite toe leef, maar huidigelik leef ons van buite na binne toe. Jy sien, dis die probleem. Ons het die proses omgedraai. Dis hoekom ons probeer 'n God maak in ons beeld. Ons probeer 'n God kry wat by ons idees, ons drome en ideale pas. Ons probeer die uiterlike wêreld vat en 'n God vind wat daarbey pas. Maar wanneer ons die proses omdraai en ons werk van wat God sê, wie hy is, wat hy vir ons gee, en dis 'n innerlike intentionele toepassing. Ja. Dan gaan die uiterlike mens soveel anders wees, soveel gesonder wees, soveel meer rustiger wees. En dis die geheim. As ons van binne af na buite toe leef, gaan alles verander. Maar as ons huidigelik nie toelaat dat die stelsel ons beïnvloed, laat ons van buite af binne toe leef, dan gaan ons sterf. Dis die definisie van die loon van die sonde is die dood. Ja, en ek meen, jy kan sterf, jy kan sê, okay, kom ons gaan 2 stappies terug. Jy gaan stagneer in die geloof. Jy gaan passie verloor vir kerk toe gaan. Jy gaan nie meer lus wees vir dit nie. En uiteindelik dan sterf jy geestelik en uiteindelik ook fisies. Ja. En dis 'n moeilike plek om, veral as jy begin stagneer in jou geloof, as jy eers daar is en jou denkwyse begin so raak, dis moeilik om uit te kom. Maar dis weer eens, dis die uiterlike mens, dis eintlik die innerlike mens wat reeds besig is om te sterf, en die uiterlike mens wat nog net die masker is wat oorbly eintlik. Maar wanneer jy weer eens kan stil raak en besef dat God is, kan die innerlike mens weer lewe kry. Nuwe lewe, strome van lewende water sal uit hom vloei. En die uiterlike mens gaan die sigbare teken wees daarvan. Ja, 2 Korintiërs 3 vers 18 bevestig dit. Hy sê dat daar waar die gees van die Here is, daar is Lewe. vrede.
Ja, lewe en vrede. Ja. Okay. So waar die gees van die Here is, daar is vrede. En dan sê hy ons word dag na dag verander na die gees en dan sê hy na dieselfde beeld as hy wat die gees is. Jo, Verstaan nie? So ons word na dag verander. Hoekom? Verstaan, Romeine 8 gebruik dieselfde voorbeeld. Hy sê as die gees wat Jesus Christus uit die dood uit opgewek het in julle is, Yes, dan sal hy ook julle sterflike liggame lewend maak. 100%. Okay, nou hoekom verwys hy na ons sterflike liggame? Hoekom verwys hy nie na die nuwe liggaam nie? Jy sien, want hy praat van 'n proses van vernuwing. In die Ou Testament sien ons wat die profete skryf. Hy sê en hy gebruik 'n voorbeeld om soos 'n arend te wees. En wat doen 'n arend? Het jy al mooi gesien? Daar's 'n mooi dokumentêr wat hulle gebruik het oor wanneer 'n arend verskriklik oud is. Ja. En daai arend, het jy gesien Ja, wat ja. doen hy? Hy gaan Vere uit, letterlik hy breek sy snavel, hy kap ja. sy snavel teen hy klip tot dit letterlik afval. En dan staan hy tot dit alles weer teruggroei. Okay, jy En dink op daai ouderdom vernuwe daai arend sy hele wese. Ja. En dis nie maklik nie, hoor. Nee. Dis intentioneel wat hy gaan en hy Maar verstaan jy? Ja. So met ander woorde, dit wat onmoontlik lyk, is moontlik. ja, Die arend bewys dit vir Ja. ons. Jy kan jouself vernuwe. In die begin is dit moeilik. Dis nie so eenvoudig nie. Dis moeilik. In die begin is dit altyd moeilik. Maar wanneer jy in die proses is, wanneer jy 'n nuwe gewoonte gekweek het, Hebreë sê dit. Hy sê dat die geestesgawes wat ons besit, moet beoefen. Wanneer ons daai geestesgawes begin beoefen en ons kweek 'n nuwe gewoonte, dan word dit makliker. Dan sien ons die proses van dag tot dag vernuwing en dan sien ons die nuwe mens wat geskaap is na die gelykenis en die beeld van God. Ons sien 'n nuwe karakter. Ons produseer die vrug van die Gees. Ons forceer dit nie meer nie, want 'n rustige mens het liefde. 'n Rustige mens het vrede. 'n Rustige mens het blydskap. Hoekom? 100%. Dis 'n outomatiese vloei. Verstaan jy? So met ander woorde, as ons net die proses verstaan en ons pas dit toe, dan is dit soveel makliker en jy sal soveel meer resultate sien in jou lewe. Ek stem 100% saam. Nou Benny, ek dink jy het 'n lekker opgesom nou en ek wil eintlik afsluit op die beginsel dat jy kan 'n vrugteboom nie jaag om vrug te produseer nie. Net so ook kan jy nie verwag dat die vrug van die Gees uit jou sal produseer word deur 'n gejaagde lewe nie. Daar's 'n proses, daar's verandering nodig en daar's ook stilte nodig. So Potchefstroom, ek dink dis 'n lekker opsomming vir hierdie boodskap. Sien julle weer volgende week, selfde tyd, selfde plek vir Spiritual Talk episode 17.